and a very good evening to all our Bikerhart listeners. Goeienaand aan al ons Bikerhart luisteraars. Julle is ingeskakel op Bikerhart en ons program SA Sekuriteit en Sekerheid saam DJ Mings en Mike Bolhuis. En vanaand raak ons so 'n bietjie aan die onderwerp wat die jeug aanbetref. En ons gesels saam oor hoe ons 'n goeie voorbeeld kan wees vir die jeug in ons gemeenskap. En natuurlik is ons crime fighter hier saam met ons vanaand, Mike Bolhuis. En hy gaan sy ervaring en raad met ons deel. So Mike, as ons kan begin, ek weet jy staan reg met al jou ammunisie waaroor dit gaan, maar kan ons net een onderwerp net deel oor 'n rolmodel in die gemeenskap, en ek glo jy gaan daaraan raak, so ek los dit vir jou. Ja, alright, so ons gaan jou gebruik as 'n voorbeeld. Okay. Jy word nou gesemi-polygraaf hier, jy moet die waarheid praat. Okay. En so ook elke persoon, soos wat ek jou die vraag vra, dan gaan ek later daarop uitbrei op jou antwoorde, moet elkeen nou wat luister ook vir homself, hy kan selfs pen en papier kry, of 'n nota maak, of wat ook al, of het onthou. So kom ek begin by die heel eerste vraag. Dink jy is 'n rolmodel vir die jeug? Ja, ek dink tog al ek is, want Okay. Mike, ek vat my dogter saam met my, as ek uitreikings doen en gemeenskapwerk doen. So, sy is 16 jaar oud, en sy sien wat ek doen, en sy doen dit saam met my. Alright. Kan jy verbeter in jou rolmodelskap teenoor jou dogter en ander? Ag, altyd. Ek is nie perfek nie, Okay. so ja, altyd. Okay, derdens, die rolmodel, rol wat jy speel, is dit in so 'n mate dat sy volle vertroue in jou het? Ja, sy vertrou my, en daarom sal sy na my toe kom, omdat sy weet, sy kan enigiets saam met my deel. En daar's 'n paar insidente wat al gebeur het, wat sy direk na my toe gekom het, ja. Ernstige goed. Ernstige Alright, goed, so, ja. As jy haar nou nader roep en sê, ek wil jou foon sien en check, there won't be a problem. Sy gee haar foon vir my. Ons het 'n baie goeie Alright. wel, inteendeel, haar foon lê hier by my, omdat sy eksamen skryf. Wel, dis fantasties. En is daar enige ander partye wat 'n deel is van julle wat saam aan hierdie voorbeeld stel as volwassenes, of is dit net jy? Nee, dis daar Peetpa in Durban, en Okay. my oudste suster noem sy ouma en oupa, want haar ouma en oupa is baie vroeg oorlede, so my oudste suster is nou haar ouma, en haar man is oupa, en hulle is ook 'n baie goeie voorbeeld vir Katrein. Alright, dit was 'n goeie chat, jy het alles reg geantwoord, so ek het niks verder om te sê nie, ek groet julle tot volgende keer, volgende donderdag. Maar sy het nog steeds aan nik en grille. Ja, jy sien, die ding van 'n rolmodel, is die punte wat jy daar aangeraak het, as ek dit gou kan verduidelik. Dit kom basies daarop neer dat you must be the go-to guy. Yes. As jou kind na jou toe kan kom en sê, ek het hierdie probleem geestelik, emosioneel, fisies, materieel, en dit in enige faset in my lewe, en jou sien as die go-to guy, then you have quite arrived as a role model parent. Dit is absoluut so. Die tweede ding is, as jou kind na jou toe kom en vir jou sê, ek wil soos jy wees, en ek wil trou soos jy trou, en ek wil kies soos jy kies, en ek wil my lewe in die toekoms met jou soos wat jy ma of pa, want dit is ma en pa, as daar is, se lewens is vir my 'n voorbeeld lewe om te wees en om in te gaan. Nie noodwendig dieselfde werk, maar ek wil wees soos julle is. Then you've quite arrived. Maar ongelukkig, weet jy mens, dit is nie die norm nie.
Die ongelukkige norm is daar dat die meeste, nou kom ons praat oor die probleme, dat die meeste volwasse mense wat kinders het, is self ook redelik onkundig. En daar's nog steeds die ou tendens van, jy doen sekere goed, maar jy doen dit nie vir die kinders nie. Nou, ek het nie 'n probleem daarmee nie, want ou moet, in jou volwasse lewe is daar goed wat jy nie die kinders aan kan blootstel nie. Maar dit moet verduidelik word. Anders te sien die kinders dat 'n groot mens mag sekere goed doen, en hulle mag nie sekere goed doen. Kom ek noem 'n simpel voorbeeld, soos rook. So as jy rook, is jy nie 'n rolmodel nie, jy is nie 'n voorbeeld nie. Want wat jy vir die kind sê is dat rook is fyn, jy hoef nie eens 'n woord te sê nie. Dit wat jy doen en uitleef. Jy sê dit is fyn, ek mors geld op dit en ek doen dit en dit is teen my gesondheid. En ouers is baie keer onkundig in die sin dat hulle nie dink dat die kinders dit snap en identifiseer nie. Maar dit kan ook gebeur dat die kinders ook nie daai opleiding kry by skole nie, en of miskien ons projekte lees of die alternatiewe inligting kry oor die gevare van rook en drink en dwelms en. Dan raak dit die norm dat die kind daarmee groot word, gewoon daaraan raak en dan daarbey betrokke raak. Dieselfde met losbandigheid. Jy weet, egskeiding is ongelukkig verskriklike ding. Dis 'n verskriklike ding, dis ongelukkig een van die grootste, ek noem dit selfs misdade in ons land. En dit is nou al so ver gevorder dat omtrent 1 uit elke 10 huwelike eindig in 'n egskeiding, en 1 uit elke 3 huwelike is waar mense nog saamlewe, maar hulle het nie eintlik 'n verhouding nie. They just live together for the sake of the kids. En weens die redreis waarin ons onsself invind, druk hulle net die lewe deur, en elkeen op sy eie stoom besig om te probeer om te survive en deur te kom. Nou, daar's 'n klomp goed wat ek hier noem wat 'n ewige effek het op die ouer wat 'n rolmodel moet wees vir kinders. So die eerste het ek klaar genoem, sulke goed so drank, dwelms, pornografie, losbandigheid, sigarette en fisiese goed. Maar dan kry jy waar ouers is finansiëel in die moeilikheid en hulle kan nie noodwendig alles vir die kinders bied wat hulle wil nie. En dit is 'n skokkende ding, want as jy daaraan dink, daar is kinders wat regtig, en die meeste kinders is daar, waar hulle, as hulle die regte opvoeding kry, die regte skool en lering, en ons weet hoe gaan dit nou deesdae by die skole, dan kan daai kinders vroeg en vinnig, intelligent en volwasse wees om ingeligte besluite te neem. Jy moet dit so sien. Jou kind se lewe is soos wiskunde. As dit behoorlik bestudeer word en behoorlik geleer word en toegepas word, dan gaan jy wiskunde slaag. Maar as jy nie dit behoorlik leer en bestudeer en toepas en verstaan en uitvoer, dan gaan jy mos nou nie die wiskunde kan doen nie. Dan gaan jy nou nie slaag nie. So, finansies speel 'n verskriklike groot rol, wat ouers in 'n posisie plaas dat hulle nie vir die kinders graag kan bied wat hulle graag wil bied, om sodoende, soos die Engelsman sou sê, to excel. Om sodoende, jy weet, vroeg en vinnig, geletterd en stabiel en professioneel en volwasse te raak, want jy het jou kinders nodig om so vroeg as moontlik volwassenheid te bereik, om in hierdie lewe wat heeltemal verander het. Ons kom later by sosiale media en die elektroniese en digitale kommunikasiestelsels van vandag, maar om dit te kan manage en te kan hanteer en te kan sien wat is reg en wat is verkeerd, om te kan onderskei, to do real discernment. Want dis wat jy jou kind wil hê. Nou ek is seker elke ouer wat vir my luister, en enigiemand wat kinders het, wil werklik en hunker daarna, dat hulle kinders nog beter as hulle sal doen in die lewe.
Ek is seker enige en ander ouer sal hier as daar boewe inkom met AK's en sê, julle moet kies, die kinders of julle, van julle sê ons, spaar die kinders. So ek het geen bekommernis oor dit, dat daar is in behoort op, want dit kan ook val, ware liefde en absolute hinkering na die beste vir kinders wat hulle het, te kan kry of bied, maar dit word baie keer verhoed deur finansiële omstandighede. En as daar finansiële omstandighede is, dan raak die lewe, soos ek gesê het, 'n redreis. Jy werk 8 to 5, jy werk jouself dood, partykeer 2 jobs, as jy by die huis kom, as jy moeg, elkeen gaan na sy eie kamer toe, daar's nie kwaliteit tyd nie, en dis wanneer die afskeping kom. En baie keer as daar risie en probleme is, dan sal die ouers sê, maar hoor jy, ons werk ons gatte af vir julle, en julle waardeer dit nie. Maar as jy jou kinders reg groot maak, in ware liefde en in deernis, sal die respek deurkom, waar die kinders self sal sê, daar sal nie risies wees nie, want die kinders sal self sê, ons kan sien wat julle vir ons doen, en wat julle vir ons wil doen, en dat julle die beste vir ons wil bied en lewer. Dit gaan oor opbrengs. Is uiters belangrik as jy jou kind, en ons het al baie vorige gesprekke gehad oor hierdie, dat jy behoorlike kommunikasie met jou kind moet hê, en die vertrouensverband met jou kind moet hê, die ideal situation, soos ons vroeër gepraat het, wat jy nou beantwoord het, wat jy en jou dogter het. Ek sal nie sê dis uniek nie, daar is baie daar buite daar, maar is nie die norm nie, dis gewoonlik nie die geval nie. En ouers laat baie keer na om hulle eie history te kyk oor hoe hulle grootgemaak is en om te kyk, wat was daai tyd gedoen, wat was reg gedoen, wat was verkeerd gedoen, en wat moet nou oorgedoen word en reg gedoen word. Daai doen wat ek daar gesê het, is van kardinale belang. Want onthou, in die verlede was kinders baie keer beter en meer en korrek grootgemaak as vandag. Maar daar was ook ander dinge wat nagelaat was. So jy moet kyk na, soos ek gesê het, wat was reg gedoen, wat was verkeerd gedoen of nagelaat, en wat moet nog gedoen word. En dit is baie belangrik, en dis hoekom ek vir ouers sê, en luisteraars hier sê, dis die moeite werd om hierdie goed te bestudeer, en soveel as moontlik daaroor in te word. Daar's baie inligting daar buite, digitaal en elektronies, en jy kan deesdae enigiets invin en bestudeer. En jy hoef nie noodwendig alles te sien as absolute waarheid en the rule of law, maar jy kan daaruit leer in jou omstandighede. En soos in hierdie gesprekke, en na ons vorige gesprekke, spesifiek na die gesprekke waar ons praat oor emosies, verhoudings, onrus, en al die vrese en eensaamheid. Ons het al hierdie goed al aangespreek, want dit is die emosies en omstandighede wat in 'n gesin kan voel, en hoe jy dit hanteer. 'n Ander ding wat 'n baie groot probleem is met, en ek het liggies daar aangeraak, is kommunikasie in die huis. As jy in die huis 'n situasie het, ek het toevallig vandag, ek doen 'n statement of the day en 'n question of the day. Ek het toevallig in the question of the day gesê, as jy besef, do you realize if there's uneasiness or problems in your home? What are you doing about it? Or are you just leaving it? So iets. So ouers baie keer vermy 'n situasie tot dit te erg is, tot wanneer die bom bars. En ouers baie keer weens die omstandighede, en dit kan wees weens die finansies, dit kan wees weens wroging in die familie, huweliksprobleme, en. Elke ou wat nou na my luister, weet presies waarvan ek praat en vring. En dit kan veroorsaak dat jy verkeerd kommunikeer. Jy stryk jou moe. Laat jy doen iets, in plaas van dat jy dit reg hanteer, en behoorlike sit-down doen, behoorlik verduidelik. Jy weet, op die einde van die dag, as jy nie iemand leer en skool,
dan gaan jy nie die persoon kry om die waarde te sien van wat is reg en verkeerd. And that it's best to follow the right thing, to do the right thing. Nou, ouers raak baie keer ongeduldig. Hulle dink baie keer jy sê iets vir 'n kind, soos, kom ons sê nou maar, jy sê, alright, Michael, ons doen wat jy sê, maar ons het al met hom gesit en gepraat en hy luister nie. Partykeer vat dit 10 gesprekke, ander kinders vat 1 gesprek. Jy kan nie opgee nie. Onthou jou kind is jou grootste investment. En die Bybel sê dit selfs. Salomo, slimste man wat daar nog was, het dit gesê. Jou kinders is jou grootste investment. En dit wat jy in jou kinders plaas en sit, gaan na jou toe terugkeer. So as jy minimum in sit, kom minimum terug na jou. As jy maksimum in sit, kom maksimum terug na jou toe. Want daai kinders raak dan groot en word groot gemaak deur jou, waar jy as 'n voorbeeld vir hulle is en hulle leer in onderrig in al die weë van die Here, en al die regte materiële, emosionele en fisiese omstandighede en besluite, om sodoende dan op jou ou dag is die hulle wat na jou omsien en na jou kyk en jou met liefde en deernis dra. Want ou mense raak weer kinders en hulle raak weer afhanklik van hulle kinders. Daar's no two ways about it. Dit is so. So, die kommunikasie is vir my die heel belangrikste van alles. Jy weet, en daar's baie studies oor dit, dat selfs die oomblik as die kleintjie ontwikkel in die maag van die moeder, dat jy versigtig moet wees wat jy sê. Sulke stellings soos, as jy nou alweer swanger, ons wou nou nie eintlik hierdie kleintjie gehad het nie, hoe gaan ons dit bekostig? Jy weet, jy kan nou met my stry, of wie ook al hierna luister, maar ek glo in die algehele skepping van God. En daar is net nou two ways about it, dat jy dit in enige ander manier kan verduidelik. Hoe 'n wonderwerk is, dat 'n saadjie aan 'n eiertjie verbind, en dan in 'n mens ontwikkel, tot sover soos wat ek en jy nou hier sit en met mekaar praat. Hoe is dit enigstens moontlik dat dit kom van 'n Big Bang of toeval? Ek meen, as jy kyk na die wonderwerklikheid van die oog, as jy in die oggend opstaan, wonder jy nie of jy kan pee, of gaan kan opstaan. Jy dink nie vir jouself, shit, kan ek opstaan? Al jou motoriese bewegings wat jy doen, is impulse wat jou brein geleer het, en uitstuur. Daar's niks wat beweeg sonder jou brein nie. As jy jou brein uithaal, is jy soos 'n computer wat nie 'n motherboard in het nie, binne-in nie. It can do nothing. So dink daaraan, jy kan na al jou vingers nou na kyk. Die geringste beweging wat jy met jou hand maak, al jou vingers oop en toe, en al jou voete en jou oë oop en toe, en jou kop heen en weer, en jy kan allerhande moves maak. Is alles individuele instruksies na elke spier, senuwee en gedeelte in jou liggaam om dit te doen. En dit is so vinnig dat jy dit nie eens kan snap nie. Want as ek nou vir jou sê, sit jou radio bietjie harder en gaan staan daar en doen die verskriklikste rondrol en op en af spring moves, het jy dit net in jou brein besluit, maar jy het nie besluit dat die hand doen dit en die doen dat en die voet doen dit, en dis hoe jy die gaan doen. Jy gaan net 'n moerse snaakse dinge daar aanvang, maar elke beweging in jou liggaam is 'n instruksie van jou brein. How wonderful is that? As jy nou met jou oog, waar jy sê nou maar kyk na die radio, of jy kyk net na 'n punt toe, as jy jou oog oplig en jy kyk verder, hoef jy hom nie in te fokus nie, hy is onmiddellik in fokus. Hoe verduidelik jy dit? So, 'n oor, ek meen, hoe verduidelik jy ook? Die punt bly staan is kommunikasie. Met die kinders is belangrik dat hulle verstaan die waarde van hulle sintuie, die goed wat ek hier genoem het. En om 'n kind op te bring en op te lei en te leer in die weë van die Here. Maar jy kan dit nie doen as jy dit nie self leef en glo nie. En dit word nie meer in die skole geleer nie.
En dis die beste liniaal wat jy ooit kan kry wat die reguitste streep trek is die Bybel. Ek het al vir julle voorheen gesê, ek praat by baie skole en plekke, dan toets ek bietjie die kinders of hulle Bybel ken. Ek het nou die dag oppraat, toe vra ek sommer die jong laaitjie wat hier langs my sit, een van die klankmanne, ek sê vir hom, kom ons kyk nou maar of jy die Bybel ken. Ek sê vir hom, hoeveel mense was op die ark? Hy het nie 'n klou nie, hy skat. Eers sê hy 3, toe 4, hy gaan aan, ek sê vir hom, daar was 8. Toe kom 'n paar ander vrae oor die Bybel soos hy was, hy het bloedrooi in die gesig. Nou by die skole is dieselfde. As jy nie jou kind die mees waardevolste boek in die wêreld, wat die reguitste streep trek en wat says what it means and means what it says, leer nie, sê ek nou vir jou, gaan jy 'n baie moeiliker pad hê om enigiets anders aan die kind voor te lê om 'n beter lewe te hê, al stel jy die beste voorbeeld. Maar om terug te kom na kommunikasie, as jy met jou kinders deel, moet die kommunikasie een wees van waar jy omgee en die persoon, die kind wil leer. En as jy dit nie met die omgee en die persoon wil leer attitude doen nie, gaan die kind nie luister nie, en dis waar jy rebellie kry. Onthou, as jou kind die idee kry, hy moet net uit die pad uit bly en hy moet 'n plesier wees en hy moet in sy hoekie wees en hy moet net doen wat jy sê en daar's geen liefde nie, gaan hy liefde by al die verkeerde plekke soek. End of, klaar, punt. Daai kind, seun of dogter, gaan by ander seuns of ander meisies en dis waar al hierdie verskillende verhoudings vandaan kom. So, en ons lag en ons dink dit is absurd. Maar kinders identifiseer hulle self met enigiets en alles daar buite wat moontlik is, wat hulle sal aanvaar en vir hulle sal lief wees en hulle met liefde en deernis sal hanteer, en dan vat hulle daai voorbeeld en hulle volg dit. Ek het gisteraand 'n ongelooflike dokumentêr gekyk, toevallig ek kyk nie sommer in die week nie, maar ek kon dit nie neersit nie. The Dark Wizard, dit gaan oor die Dean Potter storie. Die Dean Potter storie is lank, is 4 ure, maar ek het dit deurgesit, ek kon dit nie neersit nie. Nou daai super rotsklimmer, en hulle noem dit 'n wall climber, wat die verskriklikste, die mees gevaarlikste goed in die wêreld doen. Hy het allerhande goed gedoen, hy het moerse lengtes toue tussen berge geloop sonder 'n net, en sonder dat iets hom kan vang. Hy het goed gedoen dat ek het naderhand, man my kos kon nie verteer nie. En hy het hom so vereenselwig op 'n stadium met kraaie, dat hy daaroor geskryf in sy journal, dat hy hom vereenselwig met die kraaie toe hy daai liefde nie in sy lewe gehad het nie. Dis baie mooi, is die moeite werd om so 'n storie te kyk hoor. So 'n super man. En hy is ook obviously vroeg dood. Ek dink hy is hier vroeg in sy 40's dood, want hy het net eenvoudig die mees verskriklikste goed wat hy kan doen, wat almal voor nee sê, het hy juis as prins gaan doen. As jy dit kyk, dan dink jy, dis nie moontlik nie, hoe hierdie ou dit kan doen nie. Dis moontlik maak. Baie egoïsties, baie bekommerd oor sy profiel en baie ups and downs. Highs and lows. Verskriklike hartseer lewe eintlik. Maar anyway, as jy nie jou kind uit, gaan jy die kind, al het die kind hoe verkeerd gedoen, moet jy dit reg hanteer, want as dit skuif jy hom verder weg. En jy kan nie die kind aanspreek as jy nie self, soos die Engelsman sê, you need to be beyond reproach. Want 'n kind kan maklik, dan is die pa en ma sommer weg, dis nou jy. Ek het dit al gekry, ek het al mense, laat ek vir julle sê, ek het al mense in my kantoor gehad, waar ouers, die ergste wat ek gehad het, is mense wat hulle kind geboei, saam met mense wat hulle ken, gevra het om die kind te bring. So gewelddadig was hierdie kind. Sure. Die familie aangevang, dwelms. So ek het al van die ergste goed gesien, en beleef en ervaar. En die kinders raak al hoe vroeër betrokke by seks. En losbandigheid en pornografie, want they're seeking love in all the magazines.
as ek dit so kan sê. Dit is interessant, daai een Pink Floyd lied, wat so goed is, The Final Cut. Dit is so hartseer, daai song, as jy dit luister. Die kommunikasie met die kind is die mees belangrikste. Jy kan daai met die regte kommunikasie al het wat gebeur. Die kind intrek of verstoot. Maar jy moet opgewasse wees om dit te doen. En hier's die golden rule. Gestel iets gebeur, om onmiddellik dit aan te spreek met liefde en deernis en met die idee om die kind te leer, vereis verdere inligting. Dan is dit beter as jy nie weet wat om te sê. Sê vir hom, kom ons sê nou maar Pietie. Pietie, Daddy weet nie wat om hier vir jou te sê nie. Hy gaan uitvind. Daar is goed wat ek nie weet nie, al is ek 'n groot mens en ek is jou pa. Ek gaan uitvind hoe gaan ons hierdie ding hanteer. Die oomblik as jy so in eerlikheid en deursigtigheid met jou kind leef, want onthou, as jy vir jou kind net sê, ja, maak so en so, en hy sien die bullshit in jou, wat dink jy, maak dit daai kind beter of erger? Daai kind gaan die volgende na skool toe en sê, ag, jy weet, my pa en my ma, really, they say all these things, maar kyk hoe lewe hulle. As ek die misdadiger vandaan, die misdadiger kom van kleuterskool af, van daar waar kinders mekaar begin knyp, mekaar se goed steel en vat. Wie het vir daai kind, daar kruip 'n klomp kinders daar, en die een kind kruip na die ander kind toe en by daai kind. Wie het vir daai kind gesê, hoorie, kruip na daai kind toe en by daai kind? Waar kom daai inligting vandaan in daai instruksie? Dit is heel eenvoudig, die Bybel sê dit baie duidelik, ons is almal in sonde ontvang en gebore, ons is outomaties, kan jy maar sê, boewe. Dis net die Here wat ons kan keer, dat ons dit nie uitvoer nie. Dit is in ons natuur om droog te maak, moeilikheid te maak, plat Afrikaans, kak aan te vang. Ons wil in ons natuur nie die knie buig nie, ons wil maak en breek en doen en voel en gaan en sê wat ons wil. Dis ons natuur, dis die mens natuur. As jy nie die lineaal het, as jy nie die groter entiteit bo-oor en in jou lewe het, wat in jou kan inspreek nie, en dit is God, wat jou geskape het, en hy het jou nie laat maak en laat staan nie. Ons het wegbeweeg van hom af, ons moet die terugbeweeg ding doen, en het vat absolute gehoorsaamheid en dissipline. Maar as ek net die families in Suid-Afrika kan kry, dat hulle net besef wat sy waarde is 'n kind, maar doen julle self nou 'n guns. Jy kan net ChatGPT uitvind op al hierdie slim AI goed. Videos that shows the beginning from birth, from where a child's conception to birth. Kyk bietjie hoe groei daai dingetjie en dan as 'n kleintjie uitkom. Dat jy kan besef wat jy het, wat jy daar gekry het. Ek sê nou vir julle, as jy jou kind die regte voorbeeld stel, en jy's lief vir jou kind, en jy's eerlik met jou kind, en jy antwoord hom eerlik en reg, en jy lewe dit self in eerlik en reg uit, en as jy nie weet nie, is jy eerlik genoeg om dit te sê en te gaan uitvind, en ook as jy as ouer iets verkeerd gedoen het. Jy weet, dit gebeur, dat 'n ouer partykeer, daar's 'n insident, en uitskok, hy skree die pa, of hy gaan te kere, of hy gee 'n klap uit, of hy stamp, die ma ook, of wie ook al. It happens, mense reageer. Moet jy mans genoeg wees as ouer, om toe te tree en na die kind te sê, dis wat hier gebeur het, en dis hoe ek gereageer het. My reaksie was verkeerd, en dan nog steeds die situasie aan te spreek, sonder om net jou situasie aan te spreek. En dit takes perfect communication. En dit vat kwaliteit tyd. Jy kan nie net kwaliteit tyd met jou kind wil spandeer deur 'n ding aan hom te verduidelik as hy iets verkeerd gedoen het, maar jy spandeer nie kwaliteit tyd met hom as hy iets reg gedoen het. You must always be known for what you're against, but also what you are for.
Jy kan nie net sê jy is teen dit en jy het nie iets in plek van nie en ek is vir dit. Kinders het kwaliteit tyd nodig en hulle is selfsugtig. Die kind is juist, dit is part of survival. Hoekom dink jy is kinders so selfsugtig? Hy dink nie aan jou of jy honger is nie, hy wil nou eet. Hy dink nie aan jou en jou behoeftes nou nie, want jy is die volwassene. En jy kan nie jou moerstrip of kwaad wees as jou kinders selfsugtig is. Dis deel van hulle groot word to survive, dis human instinct. Maar jy moet dit kanaliseer en leer tot op 'n punt waar hulle dit kan verstaan en dan begin jy om leer om goed te deel met maatjies en nie om vraatsig te wees nie. Maar jy kan nie moerstrip vir jou kinders nie. A child is a child en hy kom met al daai sonde en verkeerde goed wat jy hom moet mooi leer in liefde wat is reg en wat is verkeerd. En miskien moet ons hierdie gesprek op 'n stadium verder vat. En ek wil vir jou sê, as jy jou kind nalaat, woorde gaan jy los met dit. Dan kyk ons wat se vrae goed kom. As jy jou kind gaan nalaat, kyk wat se produk gaan jy kry, hoor? Kyk. Dan kan jy nie later kla soveel verskillende gesigte hê, een by die huis, een by die skool, een in die kerk, een by die maatjie, een by daai maatjie, een by die girls, een by die seuns, en. Naderhand ken jy nie jou kind nie. En jou kind is rebels en die kind tree terug. Hy moet konsentreer op wat ons hier bespreek het, want dis ons kinders. Dis ons lewens. Ek self sit met 'n laatlammetjie. 2 laatlammetjies, ek het 5 kinders. Ek werk met mense wat almal kinders het. Ek sien wat met kinders gebeur. Ek sien die skade. Ek sien die verskriklike omstandighede, die liefdeloosheid. Al hierdie goed wat ek genoem het is baie, baie ernstig en dis nou die een aan wat hou nou nie hier en daar 'n grappie of iets anders te inbring nie. Ek dink kom ons hou dit vir later en of jy kan dit vir my privaat stuur, dan sal ek sê môre of oormôre dan kan jy my reaksie plaas op dit. Okay, nee, is reg. Goed, Mike. Kry julle. Dankie hoor. Goed en seën. Goed hoor, dankie. Dis hy. Totsiens.